Goeiemôre gemeente en besoekers hier vanmôre. Kom ons sing lekker saam, ons begin ons voorsang vanmôre. Ons sing uit Gesang 298 en ons sing daar verse 1, 2 en 3. Gesang 298 verse 1, 2 en 3. Ons volgende gesang is Gesang 299 en ons sing daar verse 1 en 2. Gesang 299 verse 1 en 2. Ons blaai steeds nie ver nie, Gesang 301.
volgende gesang is gesang 304. Ons gaan vanmôre ons voorsang afsluit deur saam te sing gesang 319 en ons sing daarvan verse 1, 2 en 3. Gesang 319 verse 1, 2 en 3. Môre broers en susters, namens die kerkraad het ons vir die volgende afkondigings. Ons vra voorbidding vir die volgende. Suster Tilly Swanepoel wat die afgelope week geopereer is, sy word ook vandag ontslaan. Dan wil ons ook voorbidding vra vir almal in ons gemeente wat die afgelope week geruk is deur die groot tragedie wat hier plaasgevind het. Dominee Albert Boshoff, dit gaan ook baie beter met hom of goed met hom. Hy ondergaan ook alternatiewe kankerbehandeling.
Ons gebedsthema vir die maand is ons bid vir die welsyn van ons senior lidmate in ons gemeente, terwyl ons ook dank uitspreek vir hulle groot bydrae en betrokkenheid oor die jare wat verby is en waar hulle nog steeds betrokke is in ons gemeente. Dan nooi ons julle almal uit om saam met ons 'n koppie koffie of tee te kom geniet na afloop van die erediens. Ons verwelkom ook alle besoekers vanoggend hierso. Ons vra dat hulle net die besoekersboeke agter op die tafel sal teken. As daar enige nuwe intrekkers of besoekers is wat graag lidmate van ons gemeente wil word, daar is ook aansoekvorms daar agter teen die kennisgewingsborde beskikbaar. Bybelskool vind weer vanmiddag om 6:00 in die kerk plaas. Dit word ook direk uitgesaai. Almal is welkom om dit by te woon. Dan herinner ons u net aan die deurkollekte wat gehou word na die erediens ten bate van Bybelverspreiding. Tydens die kerkraadsvergadering waardeur die gemeente opgeroep was verlede Sondag, is die volgende broers ouderlinge verkies: broer Alwyn Burger, broer Jan de Wet, broer Jan Jacobs, broer Jaco Kleingans en broer Arno Lamprecht. Hulle name word aan die voorgehou vir approbasie en goedkeuring. Dan word nominasies nog ingewag vir die verkiesing van 6 diakens. Ons herinner u ook net die nominasie sluit Woensdag 9 April om 12:00. Vormpies is daar agter op die tafel beskikbaar, as ook die houer waar dit geplaas kan word. Daar is een vakante wijk, dit is wijk 8 wat gevul moet word. Dan verstryk 5 diakens se termyne, waarvan die volgende weer verkiesbaar is na 1 termyn, en dit is broer Lukas van der Merwe, wijk 9, broer Benny Hofman, wijk 11, en broer Delaray Marie, wijk 14. Broer Steens Wessels en Jonathan Murphy is na 2 termyne nie herkiesbaar nie. Daar wil ons net vir almal baie dankie sê wat gehelp het en betrokke was vir die werk by die vasbyt en die skietdag funksies, spesifiek die susters en die diakens. Van ons kant af baie dankie vir almal daar. Die susters Bybelstudie vind op Dinsdag om 3:00 in die konsistorie plaas en die manne bid hier Woensdag om 6:00 in die sysaal. En vanoggend se erediens word gelei deur Dominee Roan. Ons sê vir hom ook baie sterkte. Wydingslied vanoggend, gesang 295, daarvan al 4 verse, gesang 295 vers 1, 2, 3 en 4. Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en hy self sal by hulle wees, as hulle God. Liefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, en van Christus Jesus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Kom ons antwoord op die Here se groet met 'n lofpsalm, Psalm 31. Daarvan sing ons vers 1 en ook vers 19. Psalm 31 vers 1 en 19 in antwoord op die Here se groet en sy seën. Liefdes, ons geluister na die Here se wet uit Eksodus 20, as skuldbelydenis sing ons Psalm 119 vers 2 na die wet, en as uitbreiding op die geloofsbelydenis ook vers 3. Psalm 119 vers 2 na die wet, vers 3 na die geloofsbelydenis. Ons gaan luister na die Here se wet uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een met sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Liefdes, Johannes
3 vers 36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Die woord is baie duidelik daaroor, dat aan elkeen wat in 'n ware berou oor sy sonde en in 'n opregte geloof sy toevlug neem na die Here Jesus Christus, as sy saligmaker en verlosser, aan so 'n persoon verkondig die woord vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat die genade van die Here verwerp, verkondig die woord ook, dat die toorn en die straf van God op so 'n persoon bly, solank hy in sy sondige lewe bly voortleef. Kom ons doen belydenis van ons geloof in God Drie-enig. Ons spreek elkeen in die hart saam die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Die woord van die Here spreek tot ons vanoggend uit Matteus 27, as deel van die reeksie wat ons doen oor die kruiswoorde van die Here Jesus Christus. Die Here Jesus spreek 7 keer aan die kruis, waarvan ons weet, 7 keer wat vir ons opgeteken is in die 4 evangeliebeskrywinge. En elkeen van die uitsprake wat die Here Jesus maak, is natuurlik gelaai, teologies gelaai met betekenis, en belangrik vir die laaste boodskap, as die laaste boodskap wat die Here Jesus bring voor sy opstanding, laaste boodskap van sy aardse bediening, buiten vir die tyd wat hy na sy opstanding nog op die aarde was, maar dis natuurlik aan die hoogtepunt van die bediening van die Here Jesus, die kruisiging, die hoogtepunt van waarvoor hy vlees geword het, die kruis waar hy hierdie 7 woorde spreek, en ons kyk in besonder na vers 46, Matteus 27, vers 32 tot 56 gaan ons saam lees, klem op vers 46. Eers saam lees en dan bid ons saam. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon. Hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. En hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van die hoofskedel. En vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink, en toe hy dit proef, wou hy nie drink nie. Nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. En hulle het gaan sit en hom daar bewaak. En bokant sy hoof het hulle beskuldiging in skrif opgestel, dit is Jesus, die koning van die Jode. Er word daar saam met hom 2 rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. En die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hul hoofde skud, en sê, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self. As u die seun van God is, kom af van die kruis.
En so het ook die owerpriester saam met die skrifgeleerdes en die ouderlinge gespot. En gesê ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos as hy behaag in hom het. Want hy het gesê, ek is die seun van God. En op dieselfde manier die rowers wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. En van die 6de uur af, het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur, het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep Elia. Toe hardloop daar dadelik een van hulle, neem 'n spons, maak dit vol asyn, en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia hom kom om hom te verlos. Daarop het Jesus met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur, en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die seun van God. En daar was baie vroue wat dit van ver af aanskou het, wat vir Jesus van Galilea af gevolg en hom gedien het. Onder hulle was daar Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus en Joses en die moeder van die seuns van Zebedeus. Tot sover, ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, ons dankie dat ons die geleentheid het om vanoggend weer hierdie treffende woorde van ons Here Jesus aan te hoor. Dat ons die geleentheid het om te gaan ondersoek wat die bedoeling daarvan kon wees, dat ons die geleentheid het om die woord te kan oopslaan sonder enige vrees of twyfel, dat daar vir ons vervolging gaan voorlê wanneer ons dit doen en dat daar enige belemmering op ons sal wees, dat ons dit kan doen in ons eie taal, dat ons hier kan byeenkom in U naam, in die naam van U Seun wat vir ons gesterf het en wat vir ons verlos het. Ons prys U daarvoor dat ons U naam kan aanroep en die wysheid kan afbid, kan bid dat U deur die Gees in ons harte sal werk, dat U vir ons sal versterk na ons eie swakheid, dat U vir ons sal versterk om te verstaan, dat U vir ons sal versterk om in te neem, dat U vir ons sal versterk om uit te leef en te vertoon en te getuig. Ons wil bid dat U vir ons sal lei in die erediens tot aanbidding, tot verheerliking van U groot en heilige naam, dat U verheerlik sal word in ons byeenkoms hier vanoggend. Ons bid dat U vir ons sal versterk om na die beste van ons vermoë dit wat ons van U ontvang, die liefde, die genade, die barmhartigheid, waarvan ons vanoggend weer opnuut herinner kan word, teenoor ons naaste uit te leef, nie net op die dag van die Here nie, maar op elke dag van die week, elke dag van ons lewens. Ons bid al hierdie dinge in afhanklikheid in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Liefde gemeente van ons Here Jesus Christus, daar is wonderlike tye en geleenthede in ouerskap, en daar is seker wonderlike tye en geleenthede vir kinders, ten opsigte van hulle ouers, en ten opsigte van dit wat hulle ouers vir hulle doen, maar elke ouer en elke kind sal ook weet dat daar is geleenthede wat nie so aangenaam is nie, veral die ouers wat wel hulle verantwoordelikheid opneem om hulle kinders te tug volgens die woord van die Here. Dis die gedeelte wat nie lekker is nie, dit het ek vir u gesê in die opvoedingsseminaar ook, die beste tye om te tug is ook gewoonlik die tye wanneer jy nie wil tug nie, maar weet jy moet. Wanneer jou kind vir 'n week of 2 weke regtig uitsonderlik soet was, uitsonderlik gehoorsaam was,
en jy geweldig trots is op jou kind, en hy dan 'n tree in die verkeerde rigting neem. Hy dan oortree, hy dan sondig. En jy weet, dis tigwaardig. Ek moet pak slaag gee. Ek kan nie die sonde oorsien wat hy nou gedoen het, omdat hy die afgelope 2 weke geweldig soet was nie. Dis my plig om dit te doen, dis my verantwoordelikheid om dit te doen, is die posisie waarin God my aangestel het. Ek moet hierdie kind nou pak slaag gee, want God beveel my om dit te doen. God gee my die opdrag om dit te doen as sy ouer. En dan wil ek dit nie doen nie, en dit is vir my lekker om dit te doen nie. En ons huil so 'n bietjie aan die binnekant saam met ons kinders, partykeer wanneer ons hulle tig. Nie altyd nie, partykeer wil ons, en partykeer is dit lekker. Ons sal dit nie altyd wil erken nie, maar partykeer gaan dit makliker. Maar daar's regtig kere wat dit nie maklik is nie. En vir die kinders ook, die kinders weet soms, ek het hierdie lyntjie nou al gedruk vir 'n paar weke. Hierdie een moes eintlik 2 weke terug al gekom het. So ek kan nie te veel kla oor hierdie een, is nog steeds nie lekker nie, maar oor hierdie een kan ek nie te veel kla nie. Ek het eintlik al 'n bietjie genade en barmhartigheid ontvang. En ander kere voel dit weer verskriklik onregverdig en dit voel of ek nie hierdie een verdien het nie. En dan is dit moeiliker om te sluk en moeiliker om te dra. So iets van daardie gevoel verstaan ons van die noodsaaklikheid en die opdrag om dit te doen, en dit moet gebeur en ons weet dit moet gebeur, maar is nie lekker om dit te doen nie. Ons wil nie hê dit moet gebeur nie. En om daaraan te dink, gee vir ons iets van 'n idee van die belewenis van die kruis vanaf die oogpunt van die seun, maar ook die belewenis van die kruis vanaf die oogpunt van die Vader. En nou moet ons nie dink dat dit enigsins vergelykbaar is nie. Dit kan nie vergelyk nie. Dis op 'n skaal. Die kruis is op 'n skaal wat totaal en al onvergelykbaar is. Maar as 'n mens jou iets kan probeer indink daarvan, is dit waarskynlik die naaste wat ons daaraan gaan kom. So om te besef dat wat aan die kruis gebeur, is dat die seun die straf en die toorn van die Vader moet ontvang. Dit moet gebeur. God het dit beskik. God het dit in sy raadsplan so bepaal. Moes gebeur. Dis al manier hoe daar verlossing kan kom vir die uitverkorenes van God. Is al manier hoe die regverdigheid van God bevredig kan word, sodat alle sonde gestraf kan word, want dit kan nie anders nie. Enigste manier vir dit om te gebeur, is die kruis. En dan kan ons onsself maar probeer indink, wat die belewenis daarvan was, van die seun, maar ook van die Vader, wanneer hy uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Onbeskryflik. Maar dan moet ons besef dat die rede hoekom dit gebeur het, is sodat ek nooit in daai posisie hoef te staan nie. Dat ek as uitverkorene van God, as kind van die Here, nooit in die posisie hoef te staan wat ek ooit sal hoef te sê, my God het my verlaat nie. Nooit hoef te sê, ek is van God verlate nie. Christus was namens my verlate. As ons werklik wil weet wat hierdie uitspraak beteken, dan is daar so 'n bietjie konteks wat ons in gedagte moet hou. En die eerste een wat ons in gedagte moet hou is vir ons duidelik, as ons net kyk na die verloop van die gebeure aan die kruis en die verloop van die kruiswoorde self, help ons in hoe dit georganiseer word deur die verskillende skrywers van die evangelie, die beskrywinge van die evangelie. En dis die duisternis wat hierdie uitspraak voorafgaan. Jy sal sien dat as jy die evangeliebeskrywinge met mekaar gaan vergelyk, dan is dit nogal moeilik om vas te stel wat gebeur het. Wanneer het wat gebeur? Want die evangeliebeskrywinge word so 'n bietjie geskommel. Party van die skrywers plaas sekere gebeure vroeër, party plaas dit weer later, party laat sekere gebeure uit en ander voeg sekere by, of berig sekere wat hy ander nie berig nie. En dan is dit baie moeilik om vas te stel presies wanneer gebeur wat. Maar as dit interessant om te sien dat dit nie so moeilik is om vas te stel wanneer word wat gesê nie. Die uitsprake van die Here Jesus is relatief maklik om te plaas in volgorde. En dit is nogal belangrik want ons leer iets daaruit ook.
Maar ons sien nie verskille tussen die beskrywinge. Vir Johannes is die interaksie tussen die Here Jesus en homself en die Here Jesus se moeder Maria verskriklik belangrik. Hy is ook die enigste een wat dit noem, en die interaksie tussen Christus en die kruisigers en die interaksie tussen Christus en die kruiseling noem hy nie eers nie. Dit is nie vir hom belangrik nie. Die hoofman oor 100 se uitspraak dat die Here Jesus die seun van God is, noem Johannes nie. Dis nie vir hom belangrik nie. Dis nie waarop hy wil fokus nie. Vir hom is die fokus op hierdie intieme verhouding van die Here Jesus tussen hom en sy eie moeder en sy geliefde disipel. Lukas weer aan die ander kant is baie saaklik. Hy beskryf die gebeure baie saaklik en so skryf hy sy hele evangelie beskrywing en handelinge is saaklik en dis vir hom belangrik dat die besonderhede korrek is. Hy noem weer die interaksie met die kruisigers en met die kruiseling met die hoofman oor 100. Hy noem al hierdie interaksies met die klomp heidene. Terwyl wanneer dit kom by die Here Jesus se mense, die geliefdes van die Here Jesus, dit noem hy aan die einde amper so terloops, om te sê, die bekendes van die Here. Hy noem hulle nie eers sy geliefdes nie, hy noem hulle nie eers sy moeder of sy disipel, die bekendes van die Here het daar ver gestaan. Vir hom gaan dit oor die bewyse, vir hom gaan dit daaroor dat selfs die heiden het gesê, hierdie man is die seun van God. Selfs die heidene moet erken, selfs die heiden wat saam met hom gekruisig was, het tot bekering gekom. En selfs vir die heidene het hy omgegee en het hy gebid vir vergifnis. Matteus gee 'n baie meer uitgebreide verduideliking. Hy lê die klem weer baie sterk, jy sal dit agterkom, as jy hierdie gedeelte weer 'n bietjie met aandag gaan lees, dat Matteus lê die klem weer baie meer op die spot. Hy maak baie meer van hoe hulle hom gespot het en wie almal gespot het en wat hulle alles gesê het op die vernedering van die Here Jesus. Markus en Matteus is baie soortgelyk. Die een uitspraak wat deur Johannes of Matteus en Markus se weergawe is soortgelyk aan die een en die een uitspraak wat deur Johannes en Lukas genoem word, nie deur hulle genoem word nie, is die een oor die verlatenheid. Dis die een uitspraak wat Matteus en Markus noem wat nie die ander twee evangeliebeskrywers nie noem nie. Maar dis die interessante ding is die volgorde van die gebeure is moeilik, maar die volgorde van die uitsprake is relatief maklik. En wanneer ons kyk na die volgorde van die uitsprake, dan sien ons een ding raak, en dit is dat die uitsprake van die Here Jesus kring in van buite na binne. Ons sien dit alreeds net in die eerste 3 uitsprake wat hy gemaak het. Jy sal onthou, hy het begin met vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die vyande, die mense wat besig is om hom te kruisig, is die mense wat die verste staan. Vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dan kom dit nader. Die man wat saam met hom in die kruis hang, heiden, maar is dit teen die einde nie meer vyand nie. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dan kom dit naby, dan kom dit by sy eie moeder, vrou, daar is die seun, en vir Johannes, daar is jou moeder. Die uitsprake van die Here Jesus kom al hoe nader, en hierdie 3 uitsprake word gemaak tussen in die eerste 3 ure wat die Here Jesus aan die kruis hang. Markus sê vir ons, Markus 15 vers 25, dat die kruisiging plaasvind op die 6de uur. Of op die 3de uur begin die kruisiging, dit is met ander woorde 3 ure na 6 uur. Sonop begin die dag vir die Jode en dan begin hulle die ure tel en uiteindelik is dit die 6de uur tussen 9 en 12 voormiddag en dan die volgende 3 ure vers 46 is die 3 ure van duisternis. Dis die 3 ure wat die eerste 3 kruiswoorde skei van die volgende 3 kruiswoorde. So die eerste 3 ure wat hy aan die kruis hang, sê hy daar die eerste 3 uitsprake, en dan word dit donker. Dan is daar duisternis, en nou moet jy jouself dit indink, as dit nou vandag donker word, dan in Oranje, dan werk die battery, en dan het ons lig. As Eskom donker word, selfs in die nuwe Suid-Afrika, dan het mens allerhande deesdae tegnologie wat jy kan gebruik om jou ligte weer aan te skakel, en jy's voorbereid. Jy kan lig maak, daar is baie forme van lig. In Bybelse tyd was dit natuurlik nie so nie, wanneer die ligte afgegaan het, die groot lig in die lug, dan het jy 'n lampie opgesteek.
Maar jy was voorbereid om 'n lampie op te steek as jy by jou huis was en dit was aand. Jy was nie voorbereid om 'n lampie op te steek in die middel van die oggend nie, van die middel van die dag nie. En veral nie as jy buite die stad waar die kruisiging plaasgevind het nie. So, jy kan nie self indink hoe dit lyk wanneer dit hier donker word. Daar's nêrens ver nog 'n lig wat skyn nie. Daar's nêrens nog 'n lamppaal wat brand iewers anders by die buurt wat nog krag het nie. Dis duisternis. En daar's niemand in die omgewing wat 'n lampie naby het nie, want dit is in die middel van die dag en niemand is voorbereid vir donker nie. Die eerste 3 uitsprake word geskei van die volgende 3 uitsprake met 3 ure se duisternis. En dan sê vers 46 vir ons dat hierdie volgende kruiswoord wat die Here uitspreek, kom aan die einde van die 3 ure. En daar's geweldige belang daarin. Hoekom? Wat beteken die duisternis? En om vir u maar 'n idee te gee van die bedoeling daarvan en die gelaaide betekenis daarvan, kan jy maar gaan kyk na die Ou Testament. Jesaja 13 vers 9 tot 10. Kyk, die dag van die Here kom verskriklik met grimmigheid en toorngloed om die aarde 'n woestynheid te maak en sy sondaars daaruit te verdelg. Want die sterre van die hemel en sy Orions sal hulle lig nie laat skyn nie. Die son is duister by sy opgang en die maan laat sy lig nie skyn nie. Joël 2 vers 30 en 31. En ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare, die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. Joël 3 vers 14 en 15. Menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van die Here en die dag van beslissing. Die son en die maan word duister en die sterre trek hulle glans in. Amos 5 vers 18, mens kan vers 20 ook bylees, maar vers 18, wee die wat na die dag van die Here verlang. Wat sal tog die dag van die Here vir julle wees? Dit sal duisternis wees en geen lig nie. Jy kan byvoeg, Sefanja, in die Nuwe Testament ook, Sefanja 1, maar in die Nuwe Testament ook, Hebreërs 2, 2 Petrus, Openbaring 6, oor en oor sien ons dieselfde bedoeling, oor en oor sien ons dieselfde inhoud aan duisternis, dieselfde betekenis wat daaraan gekoppel word, en dis oordeel, dis die oordeel van God, dis die toorngloed van God, dis die dag van die Here, die oordeel van God wat uitgestort word. Dis duisternis. Dis wat gebeur in Egipte, die 9de plaag, 3 dae, duisternis, die oordeel van God is op die Egiptenare, wat die volk van God nie wil laat trek nie. Dis duisternis. Duisternis is sinoniem met oordeel. En hier kom die Here Jesus, en hy sê, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, hierdie mense wat besig is om my te kruisig. En vir hierdie man sê hy, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, en vir sy moeder sê hy, jy sal versorg word, hier's my disipel, versorg my moeder. En dan sê hy, nou is dit tyd, om die volle toorn, die volle oordeel van God, oor sonde te laat uitstort, op my. Dis wat volgende gebeur. Die uitspraak, wat daarmee gepaard gaan, word in Matteus opgeteken in Aramees. Jy sal sien, dit lyk so 'n bietjie verskillend in Matteus en Markus. Matteus is dit in Aramees en Markus in Hebreëus. Uitspraak beteken dieselfde, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? El is God, is die verkorte weergawe van Elohim. En die U is die eerste persoon manlik enkelvoud agtervoegsel daarvan. My God, waarom het U my verlaat? En nou kom spot die mense, en miskien sou mens die Romeine nog kon verskoon, dat hulle verward was. Nie verskoon omdat hulle gespot het nie. Mens kan dalk verskoon dat hulle verward was, en dat hulle nie verstaan het wat dit beteken is nie. Maar die ander mense wat gespot het, was die skrifgeleerdes en die Jode. Hierdie mense het geweet wat hy sê. Hulle het Hebreëus en Aramees albei verstaan. En nie net dat hulle Hebreëus en Aramees verstaan nie, die mense het die Ou Testament geken. En dit wat die Here Jesus sê, kom uit die Ou Testament uit. Dit wat hy sê is 'n aanhaling uit die skrif uit. Dis nie maar iets wat hy opgemaak het nie. Dis iets waarna hy baie spesifiek verwys.
En dis die tweede stukkie konteks wat ons van moet kennis neem, is dat dit wat die Here Jesus sê, hang nie in die lug nie. Dit het 'n konteks in die skrif. Dis Psalm 22. So die mense spot, hulle sê hy roep Elia, want klink soos Elia se naam. Hy roep Elia, kom ons kyk of Elia hom gaan kom red. En daar was natuurlik 'n verwagting by die Jode dat Elia gaan terugkeer, want jy sal onthou Elia is in die hemel opgeneem en het nooit gesterf nie. En die verwagting was onder die Jode dat daar's nog 'n rol oor vir Elia om te vervul. Iewers gaan Elia terugkom en hy gaan nog een of ander belangrike rol speel. En nou spot hulle. Sê ja, miskien gaan Elia hom kom red. Kom ons kyk of hy hom kom red. Maar wat die Here Jesus besig is om te doen, is om te sê in die eerste plek dat hy beleef wat in Psalm 22 staan. En in die tweede plek dat hy besig is om te vervul wat in Psalm 22 staan. En gaan lees 'n mens Psalm 22, 'n mens kan nie anders nie. As jy die kruisgebeure lees, as jy Matteus se weergawe van die kruisiging lees, dan kan jy nie anders nie as dat jy by hierdie woorde kom en onmiddellik teruggaan in Psalm 22 moet gaan lees, anders mis jy die hele konteks daarvan. Hoor wat sê Psalm 22. Ek kan nie die hele Psalm aanhaal nie, net enkele van die verse daarin. Op vers 2 en 3 sê, my God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, en snags, en ek kan nie swyg nie. Daar is nie 'n vertroostende antwoord vir Christus aan die kruis nie. Hy roep bedags, en daar is nie antwoord nie. Daar is nie 'n vertroosting van God nie, want dis nie die rol waarin God op hierdie stadium teenwoordig is nie. Vers 7 tot 9. Maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor. Laat hy hom red. Laat hy hom bevry. Hy het mos behaag in hom. Dis presies wat hierdie mense doen. Hierdie mense spreek hierdie woorde woord vir woord uit wat geprofeteer is en hulle besef dit nie dat dit besig is om vervul te word nie. En nou kom die Here Jesus en hy sê dit wat jy nou doen, dit wat jy besig is om te doen is Psalm 22. Jy is besig om dit in vervulling te bring. Vers 15 en 16. Ek is uitgestort soos water. Al my beendere raak los. My hart het soos was geword. Dit het gesmeld binne my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef van my verhemelte. En hier lê my neer in die stof van die dood. Kort hierna sou hy sê ek het dors. Vers 17, want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Hoe is dit moontlik dat die Jode daar staan? Hoe is dit moontlik dat die skrifgeleerdes daar staan wat die skrif ken en veral die psalms geken het? En hulle die spykers deur die hande en die voete van die Here Jesus slaan en hulle nie besef dat dit 'n vervulling is van Psalm 22 nie. My hande en my voete deurgrawe. Daar is niemand so blind soos hy wat nie kan sien nie. Vers 19. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Hoe is dit moontlik dat die Joodse volk daar gestaan het en sien hoe die soldate die lot werp oor die klere van die Here Jesus en die stukke onder mekaar verdeel wat verdeelbaar is en nie besef dat hierdie 'n vervulling is van Psalm 22 nie en nie besef dat hier besig is om 'n goddelike plan uit te speel en uitgevoer te word wat hy van die begin af beskik het nie. Daar is geen verskoning nie. Die psalmdigter van Psalm 22 roep na die Here in sy uur van nood. En ons sien dit in die Psalm, ek het nie alles gelees nie, maar tussenin hierdie verse wat ons gelees het, is telkens 'n hulpgeroep na die Here. Dis nie dat die psalmdigter van Psalm 22 nie dink dat die Here daar is nie. Hy besef net dat in daardie oomblik is dit wat besig is om te gebeur, wat 'n deel is van die Here se plan. Is wat moet gebeur, maar hy weet dat die Here die een is wat in beheer is. Hy weet dat die Here die een is wat red. Hy sê dit herhaaldelik in daardie Psalm.
Hy weet dat die Here sy plan uitvoer, en hy weet dat dit sal uitwerk soos wat die Here dit bepaal, en soos wat hy dit beskik. Maar wat hy ook verklaar is dat hy in daardie oomblik nie die liefde van God beleef nie, en dat hy in daardie oomblik nie die barmhartigheid van God beleef nie, en dat hy die genade van God nie beleef nie. En dis wat die Here Jesus sê, hier waar ek hang, beleef ek nie die liefde, die barmhartigheid, die genade van God nie. Hier waar ek hang, beleef ek oordeel, en ek beleef toorn, en ek beleef dit wat God oor die sonde neerbring. Dis op my. Ek moet dit dra. Die katekismus beskryf dit vir ons. Die katekismus beskryf vir ons wat bedoel word in die apostoliese geloofsbelijdenis wanneer ons sê die Here Jesus het ter helle neergedaal. Die frase wat so baie mense verwar, as ons maar net ons katekismus ken, dan sal ons sien, dit hoef ons nie te verwar nie. Katekismus het reeds vir ons uitgeklaar in 1563 al, wanneer is die katekismus geskryf, alreeds uitgeklaar wat presies dit beteken. Katekisme sê vir ons wat die Here beleef het en waarna dit verwys, ter helle neergedaal verwys nie na wat gebeur het na die dood van die Here Jesus aan die kruis nie. Dit verwys na wat gebeur aan die kruis. Sondag 16 vraag 44 sê die Here Jesus beleef onuitspreeklike benoudheid, smarte, verskrikking en helse kwelling. Dis die hel. Dis hel. Is om die toorn en die straf en die oordeel van God te moet beleef, sonder sy liefde, sonder sy barmhartigheid, sonder genade. Dit is wat mense gaan beleef wat die knie voor die Here Jesus nie buig nie, tot in ewigheid sal beleef. Hulle gaan die oordeel van God beleef. Die hel is nie daar waar God nie teenwoordig is nie, dit is alomteenwoordig. Hy is ook teenwoordig in die hel, maar daar is hy teenwoordig in oordeel en in straf en in sy volle toorn oor die sonde. En jy sal dit beleef as Christus dit nie vir jou beleef het nie. Jy sal dit beleef as hy dit nie vir jou gedra het nie. Jy sal dit dra tot in ewigheid as hy dit nie vir jou gedra het nie. As hy nie jou verlosser en jou saligmaker is nie. Dis wat hy beleef het. Dis wat hy gedra het. 2 Korintiërs 5 vers 21 ken nie, want hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Die Here Jesus kan nooit ten volle van God geskei wees nie. Christus is God. Sy twee nature, die goddelike en die menslike natuur is ongeskeie, kan nie van mekaar losgemaak word nie. So dit beteken nie dat hy totaal en al van God geskei was nie, dit beteken hy het die belewenis gehad van die teenwoordigheid, van die barmhartigheid en die genade van God het hy nie beleef nie. Maar hy self God en Christus en die Vader is een. En dis hoekom ons nooit van God verlate hoef te wees nie, want ek en u kan van God geskei wees, en ons het onsself van God afgeskei in sonde. Dis omdat hy nie van God geskei kan word nie, wat sy verlatenheid beteken dat ek nooit deur God verlaat hoef te word nie. En dis uiteindelik die merkwaardige daarvan, is die derde aspek hiervan wat ons moet besef, is dat hy dit vrywilliglik doen. Ons het 'n paar baie goeie aanduidings daarvan. In vers 46 sien ons dat dit wat hy hier sê hy met 'n groot stem. Hy het dit uitgeroep. Ook in vers 50 weer, toe hy die laaste asem uitblaas, het hy met 'n groot stem geroep, voor hy die laaste asem uitgeblaas het. Die paramedici, nou nie laat Etienne my later kom reghelp nie, maar soos ek verstaan, die paramedici het 'n algemene reël wat hulle gebruik, dalk nie in alle omstandighede nie, maar so leer baie polisiestasies, baie brandweer opleiding leer ook hulle mense dat wanneer 'n pasiënt kan praat, kan hy asemhaal. As hy kan praat, kan hy asemhaal, want dit die vermoë om suurstof in te trek en uit te blaas is wat jy nodig het om oor jou stembande die lug te laat beweeg wat dit vir jou moontlik maak om te praat. So as iemand op sy einde is, as iemand nie meer kan praat nie, dan is dit ook 'n baie goeie aanduiding dat hy nie meer kan asemhaal nie. Maar wanneer hy nog kan praat, kan hy nog asemhaal, en hier kom die Here Jesus en hy roep dit uit. En wat dit vir ons sê is hy het krag.
Hy's nog nie daar nie. Dis nog nie op die punt dat hulle hom so uitgemergel het dat hy sterf nie. Uitgemergel was hy. Maar hy het nog die krag gehad om met 'n groot stem uit te roep tot aan die einde toe. En dit is belangrik want dit sê vir ons hy het sy lewe gegee. Dis nie sonder buite sy beheer van hom afgeneem nie. Hy het dit gegee. Hy het sy lewe neergelê. Hy het dit vrywillig gedoen. Ons sien dit in Johannes se weergawe dat voordat hulle by die Here kon kom om sy bene te breek, is hy reeds dood. As Josef van Arimatea die liggaam van die Here Jesus kom aanvra, as hy Pilatus kom toestemming vra of hy die liggaam kan neem om te gaan begrawe, dan is Pilatus verbaas dat hy al dood is. Kruisiging het baie keer tot 3 dae gevat. Die Here Jesus gee sy lewe. Ons moet nooit onder die illusie verkeer dat hy nie in beheer was toe hy hier gesterf het nie. Hy doen dit vrywilliglik. Hy doen wat ons nie kon doen nie. Katekismes verduidelik dit ook baie mooi vir ons. Ons behandel dit in die aande in ons Bybelstudie reeks oor die katekismes. Ons kon nie die toorn van God dra nie. Katekismes vra, wat se soort middelaar het ons nodig? En dan is die antwoord daarop, ons het 'n middelaar nodig wat waaragtige mens is, maar waaragtige God is. Hoekom? Want hy kan nie die toorn van God dra as hy nie God is nie. Dit is nie moontlik nie. As geen skepsel wat die toorn van God kan dra nie. Maar God wil ook die sonde van mense aan enige ander skepsel straf nie. Moet 'n mens wees. Moes hy wees? Kon niemand anders wees nie. Waaragtig God, waaragtig mens, en hy doen dit vrywilliglik. Kyk hoe eindig Psalm 22, want die koninkryk behoort aan die Here, en hy heers oor die nasies. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid, almal wat in die stof neerdal sal voor sy aangesig kniel. En hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie, 'n nageslag sal hom dien. En dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word. Want hy het dit gedoen. Hy het dit gedoen. Om deur God verwerp te word, is wat ons verdien. Dis wat elkeen van ons verdien. Dis wat sonde doen. Is nie iemand anders wat skuld op ons laai nie. Is nie 'n onregverdige oordeel nie. Is ons verdiende loon. Ons verdien om die toorn en die oordeel van God te dra, die volheid daarvan. En ons kan dit nie oorleef nie, ons kan dit nie dra nie. Dis die ewige dood. Maar die een wat kon het dit vrywilliglik gedoen, die volle toorn, die volle oordeel van die Vader oor die sonde, het hy op homself geneem. Die volle verlatenheid van die afwesigheid van sy barmhartigheid, sy genade, het hy gedra. Moenie die teenwoordigheid van God in liefde en in genade en in barmhartigheid van selfsprekend aanvaar nie. Maar dank hom dat hy sy seun vir ons gegee het, sodat hy die verlatenheid gedra het, sodat ons die genade en die barmhartigheid kan beleef. Amen. Ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, ons loof en prys U vir U verlossingsplan, volmaakte plan om hierdie menslik onoorbrugbare probleem te brug. Ons prys U daarvoor dat dit wat ons nie kon doen nie en dit wat ons nie kan dra nie, U seun gestuur het om vir ons te dra. Ons Here Jesus, ons loof en prys U vir dit wat U opgeoffer het, dit wat U vrywillig gedoen het. U self oorgelewer het om hierdie onbeskryflike pyniging en lyding en verlatenheid te beleef, sodat ons daardie gevoel nooit hoef te ken nie.
Ons prys U daarvoor. En wanneer ons in verwondering staan en die onmoontlikheid bedink van hoe ons U daarvoor sou kon betaal, dan besef ons dat geen betaling van ons ooit genoeg sou kon wees nie, en dat ons maar net na die beste van ons vermoë ons dankbaarheid moet betuig. Ons dank U daarvoor dat ons U ewige teenwoordigheid kan beleef, o Heilige Gees, dat U met ons is en in ons leef, dat ons van U nooit verwyderd is nie, dat U soos 'n skaduwee altyd by ons teenwoordig is. Wil U ons versterk, wil U ons leer, wil U ons lei. Vader, ons bid dat U met ons gemeente sal wees, ons bid vir krag, om die uitdagings die hoof te bied. Staar ons dankie vir dit wat ons beleef in ons gemeente, manier hoe mense mekaar versorg en dra en bystaan. Ons bid vir die moeilike tye van mense in ons gemeente en in ons gemeenskap wat moeilike tye beleef, die groot tragedie wat hier afgespeel het in ons dorp, waarvan mense so bewus word omdat ons maar 'n klein gemeenskapie is, en dat 'n mens hierdie dinge sien wat vir ons herinner aan die lelikste en die donkerste kant van die wêreld, en dan opnuut te kan besef waarvan ons verlos is. Ons bid dat U met elkeen sal wees wat swaar kry in daardie omstandighede en geraak is daardeur. Ons bid vir elkeen wat swaar kry in siekte toestand. Ons bid vir vertroosting en bemoediging ook daarin. Ons dankie vir oom Hendrik wat weer by ons teenwoordig is in erediens wat ons vir weke al voor gebid het, en ons prys U daarvoor dat U vir hom weer ook versterk het. Ons dankie vir oom Johan de Bruin wat aangesterk het na sy operasie. Ons dankie vir tannie Tilly, sy operasie goed afgeloop het. Ons bid dat U vir haar ook weer veilig sal tuisbring. Ons dra oom Johan de Villiers nog steeds aan U op, tannie Elsie steeds aan U op. Ons bid dat U vir hulle ook sal versterk. Elkeen van ons lidmate wat swaar kry, wil U vir hulle bystaan. Wil U vir hulle U teenwoordigheid bekend maak. Hulle opnuut daarvan bewus sal wees. Ons dankie vir die fondsinsamelingsgeleentheid wat afgespeel het, die skietdag wat gehou is, al die opofferings wat gemaak is, elkeen wat van hulle tyd en hulle geld en hulle moeite opgeoffer het om daarvan 'n sukses te maak. Baie mense wat daaraan deelgeneem het en gewerk het om U koninkryk te bou en om U kerk te onderhou. Ons prys U daarvoor. Ons dank teenoor U is so groot vir dit wat U in ons gemeente doen, en ons wil dit teenoor U uitspreek. En al hierdie dinge weet ons dat ons van U afhanklik is en dat U by ons teenwoordig is en ons daarin lei. En daarom prys ons U daarvoor in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ons gee geleentheid vir die opneem van die liefdegawes.
In antwoord op die prediking Gesang 69. Ons gaan al eerste 3 verse saam sing, vers 1, 2 en 3. Jesus, rots vir my geslaan, laat my nie verlore gaan. U was self van God verlaat. Laat u lyding sonder maat my tot heil wees en tot krag teen die sonde skuld en mag. Vers 1, 2 en 3. Gesang 69. Liefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van u. Amen.